welkom by dag 12 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie môre se episode misloop nie. Een ding wat ek oor die jare geleer het, is dat geestelike groei nie gebeur wanneer ons dink ons weet alles nie. Dit gebeur wanneer ons bereid bly om te leer. En dis presies wat die Spreuke skrywer ons vandag leer. Om 'n wyse vrou te word, gaan nie daaroor om al die antwoorde te hê nie. Dit gaan daaroor om 'n hart te hê wat God toelaat om dit elke dag verder te vorm. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte in Spreuke 12 vers 1. Iemand wat bereid is om reghelp te word, leer graag. Dit is dom as iemand hom nie wil laat regwys nie. As ons eerlik is, hou niemand daarvan om reghelp te word nie. Of dit nou deur 'n vriend, 'n familielid of deur God se woord gebeur, ons eerste reaksie is dikwels om onsself te verdedig of te verduidelik hoekom ons gedoen het wat ons gedoen het. Maar die Spreuke skrywer daag ons uit om heeltemal anders daarna te kyk. Hy sê dat as ons wys wil word, ons moet leer om bly te wees as ons reggehelp word. Dis nie maklik nie. Maar wanneer ons onthou wie dit is wat ons reghelp, verander alles. Ons hemelse Vader probeer ons nooit verneder of afbreek nie. Hy help ons reg omdat hy ons liefhet en weet dat hy nog iets mooier in ons lewe wil doen. Ek het al baie keer opgemerk dat die vroue wat die meeste geestelik groei, nie noodwendig die is wat die meeste kennis het nie. Dis die vroue wat leerbaar bly. Hulle maak steeds elke dag hulle Bybels oop met die verwagting dat God met hulle gaan praat. Hulle vra hom steeds om hulle harte te ondersoek. Hulle dink nooit hulle het klaar geleer nie. Dis daardie nederigheid wat God so graag seën, want 'n leerbare hart is 'n hart waarin hy aanhou werk. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek nie iemand wat een oggend wakker geword het en skielik volmaakte wysheid gehad het nie. Ek sien 'n vrou wat jaar na jaar saam met die Here gestap het. Elke uitdaging het haar iets geleer. Elke fout het haar nader aan God gebring. Elke keer wat hy haar reggehelp het, het hy haar karakter nog mooier gevorm. Dis vir my so bemoedigend, want dit beteken dat God dieselfde met ons doen. Om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word, gebeur nie oornag nie. Dis 'n lewenslange reis saam met hom. Een van die grootste vryhede wat ons as God se dogters het, is dat ons nie hoef voor te gee ons het alles uitgesorteer nie. Ons mag erken wanneer ons verkeerd was. Ons mag om verskoning vra. Ons mag verander. Hoekom? Omdat ons identiteit nie rus op ons eie volmaaktheid nie, maar op God se liefde vir ons. Sy reghelp is nie verwerping nie. Dis 'n uitnodiging om al meer soos Jesus te word. En elke keer wanneer ons ja sê vir sy werk in ons harte, neem ons nog 'n tree nader aan ware wysheid. Voordat ons vandag afsluit, wil ek jou met een eenvoudige vraag los. Is daar iets wat die Here jou al 'n ruk lank probeer leer, maar wat jy steeds weerstaan? Dalk vra hy jou om iemand te vergewe, om met jou toekoms te vertrou of iets neer te lê waaraan jy te lank vasklou. Wat dit ook al is, moenie bang wees om dit vandag vir hom te gee nie. Die hande wat jou reghelp, is dieselfde hande wat jou met liefde vashou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U my so liefhet dat U my elke dag leer, lei en reghelp. Gee my asseblief 'n nederige en leerbare hart wat altyd bereid is om by U te leer. Help my om nie teen die stem vas te skop nie, maar om te vertrou dat alles wat U doen uit liefde is en vir my beswil. Hou aan om my te vorm na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou, 'n vrou met 'n sagte hart wat elke dag meer van U wysheid weerspieël. Dankie dat U nooit moet opgee met my nie en dat U my getrou stap vir stap lei. In Jesus se naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet wanneer ons saam verder ontdek hoe God se wysheid ons lewens verander, een Spreuke hoofstuk op 'n slag.